Kom ons sit net so en dan open ons met gebed. Vader, baie dankie dat ons weer vanaand net weer eens uit die woord uit kan leer. Dankie Here dat u woord vir ons gegee is. 'n Woord is 'n lig vir ons pad. Here, en dit is 'n lamp vir ons voete. Here, en die woord maak vir ons die lewe, Here, soveel duideliker. En Vader, ek wil bid deur die Heilige Gees dat die woord lewend sal word in ons harte. Here, dat ons u wil sal soek, Here, dat ons, Here, u woord sal inneem in ons harte, Vader, wat ons sal lei en sal leer, want Here het gesê, Here, dat die Heilige Gees sal ons lei, en Here, hy kan dit alleenlik doen deur u woord wat ons lei. Daarom wil ek bid, Here, dat mense weer 'n liefde kry vir die woord, Here, dat mense weer tyd sal spandeer in u woord. En Vader, daarom wil ek ook vanaand bid, dat die woord wat ons vanaand gaan bring vir mense sal bemoedig, Here, hulle sal versterk, hulle sal hoop gee, en Here, ek wil ook bid, Vader, dat die woord lewend sal word in ons harte. Heilige Gees, ek wil bid dat u vanaand vir ons hierdie woord kom breek, dat u hierdie woord vir ons kom oopmaak, en Here, ek wil ook bid, Vader, dat u ook die naprediker sal wees van hierdie woord, dat u hierdie woord in ons harte sal lewend maak. En seën dit vanaand vir ons in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Nou, as jy jou Bybel het, kan jy vir my oopmaak, daar so in die boek van, waar is ek, Lukas. Die boek van Lukas. Jy kan vir my oopmaak daar so in Lukas hoofstuk 8. Lukas hoofstuk 8. Lukas in die 8ste hoofstuk. En, man, dis lekker om die woord van die Here te bestudeer. Weet jy wat is vir my, ek weet nie vir julle nie, maar wat vir my uniek is van die woord van die Here, is, dis soos 'n rabbit hole. Ek weet nie of julle verstaan wat ek daarmee bedoel nie. Dis soos, as jy eers een ding oopmaak, dan lei dit na 'n volgende ding, en na 'n volgende ding, en voor jy jou kan sien, dan raak jy daar in, as jy daar in rigtings in, jy begin by Adam en dan eindig jy aan 'n kant, met die waar nie. So, maar prys die Here, dis lekker om so die woord van die Here te bestudeer. Ek sal eendag bietjie met ons 'n lesing doen van, hoe doen 'n mens effektiewe Bybelstudie, en dan gaan ons daarna kyk. Maar ek wil hê ons met 'n gedeelte gaan lees, in 'n baie welbekende gedeelte in die woord van die Here, daar so in Lukas hoofstuk 8, en ons gaan lees daar so, in vers 40, dan lees ons daar so oor die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. En ek dink dit is sekerlik een van die mees bekendste wonderwerke van Jesus, maar ek wil bietjie praat rondom daai gedagte van hierdie gedeelte. En ons gaan laas optel in vers 40. En toe Jesus terugkom, het die skare hom verwelkom, want almal was hom te wagte. Nou ek wil gaan net vir julle gou net so 'n bietjie agtergrond ook hierso gee wat gebeur het. Jesus was net voor ek jy gelees, was hy in Gadara gewees, waar daai besete man gewees het, so dis om die see van Galilea. Nou op daai stadium, Jesus het in Kapernaum gewoon, hy was by Petrus aan huis, Kapernaum was die stad gewees, wat Jesus, ek wil eintlik sê, nie sy tuisdorp was, want sy tuisdorp was Nasaret, maar waar sy bediening se basis was, wil ek basies sê, was Kapernaum. En meeste van Jesus se wonderwerke het in Kapernaum plaasgevind. Meeste van die gelykenisse wat hy vertel in Kapernaum. En daar was ook 'n sinagoge in Kapernaum gewees waarin hy baie geteach het. Maar ook in Kapernaum, net om vir julle net te genoem, was daar baie fariseërs en skrifgeleerdes wat nou nie baie gehou het van wat hy doen nie. En die mense, alhoewel hulle baie tekens en wonders van Jesus gesien het, wou nie regtig hom dien nie. Hulle wou nie regtig volg nie, want as gevolg van baie dinge wat daar gebeur het, onder andere, baie van die mense wat daar was mense wat baie sou verloor het, as hulle Jesus sou gedien het. Hulle sou baie teenstand gekry het, hulle sou ook verwerp geword het, want as jy ook gaan dink, in daai tyd, as hulle Jesus gevolg het, was hulle uitgegooi het, hulle families uit, hulle was verbanne die sinagoges uit, en maak nie saak waar hulle gegaan het om die see van Galilea, nee, hulle sou oralste uitgeskop gewees het. So hulle het baie gehad om te verloor. So, maar Jesus het, en dis hoekom Jesus onder andere Kapernaum veroordeel het, maar
in hierdie gedeelte kom hy van daar af terug en hy kom in Kapernaum in. En wat snaaks genoeg 'n hele skare volg hom. Nou, interessant, die skare volg hom, want hy doen al hierdie wonderwerke, en hy doen al hierdie dinge, en hy het al hierdie teachings en al hierdie goed, maar tog wil hulle hom nie volg nie, hulle wil hom nie dien nie. Maar, hy sê vir ons, toe Jesus terugkom, het die skare hom verwelkom, want almal was om te wagte. En daar kom 'n man wie se naam Jairus was. Hy was 'n owerste van die sinagoge, en hy val voor die voete van Jesus neer, en smeek om na sy huis te kom. Want sy enigste dogter van omtrent 12 jaar het op sterwe gelê. En terwyl hy gaan, het die skare hom verdring. So, Jairus kom vra vir Jesus, maak asseblief my dogter gesond, sy lê op sterwe. En Jesus is toe op pad na Jairus se huis toe. Maar die skare het hom basies, ek sê, daai tyd was daar nie crowd control nie. Hulle het hom basies verdring, hulle het hom basies toegemaak. En nou kom ons daar in vers 43. En 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, en wat haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agteraf gekom, en die soem van sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Nou ek wil net gou, ek gaan net eers hierso stop. Ek wil jy met 'n bietjie hierdie gedagte kry, oor hierdie vrou. Hierdie vrou het 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely. Sy hoor Jesus kom in die stad in, en ek kan myself indink, die manier hoe sy hom moes aanraak, want nou moet jy gou in gedagte hou. Nou moet ons 'n bietjie terugkeer na die kultuur toe, van die Jode, op daai stadium. Hulle het baie reinigingswette gehad, en hulle het baie reinigingsrituele gehad. Nou, onder andere een van die dinge, 'n vrou wat aan bloedvloeiing gely het, was onrein geag. En alles waaraan sy geraak het, was onrein. Enige plek waar sy sou aan gevat het, of geloop het, of gesit het, of gestaan het, of net op asem gehaal het, was geag as onrein. En dit is 'n baie verskriklike stigma wat aan 'n persoon gekoppel word, want in die eerste plekke sou sy nie in die samelewing kon bly nie. Sy sou nie tussen mense kon bly nie. Sy sou aan een kant moes gehou het weg van mense af. Sy sou haarself moes afsny van haar familie, van haar vriende. Sy sou nie welkom eers gewees het in die sinagoge nie. Sy sou nie eers in dieselfde straat kon loop waar iemand geloop. As sy in 'n straat geloop het, sou almal daai gebied as onrein geag het. So kan jy vir jouself indink, vir 12 jaar lank was hierdie vrou verwerp deur almal, verjaag deur almal, verneder deur almal. Kan jy vir jouself dink, vir 12 jaar lank, wat sy eensaamheid het sy beleef? En weet jy, as jy gaan kyk, in daai tyd ook, dan kan ons verstaan hoekom het Jesus so baie gepraat oor broederliefde. Want hier was 'n persoon wat vir 12 jaar lank net verwerping beleef het, net vernedering beleef het. Kan jy vir jouself dink hoe die mense haar bespot? As daai vrou naby die dorp sou kom, so almal geroep het, onrein, onrein. Hulle sou haar in die publiek verneder het. Hulle sou haar bespot het. Hulle sou haar weg van haar af gehardloop het. Kan jy vir jouself dink, elke dag vir 12 jaar lank, alleen, op haar eie? Sy kan niks doen om het te keer nie. Vir 12 jaar lank word sy selfs weggehou van die sinagoge. Sy kan nie eers, as om so te sê, kerk toe gaan nie. Want selfs daar sou die fariseërs uitgeroep het, onrein, en hulle sou haar weggewys het. En nou moet jy ook weet, aan alles wat sy sou gevat het,
sou onrein gewees het. Nou kry ons hier 'n geval, waar hierdie vrou vir Jesus aangeraak het. En maar nou wil ek jy met 'n bietjie gaan dink wat dit sou beteken, wat die implikasie sou gewees het. En hierdie vrou het nie die implikasie aan gedink, of die nagevolge gedink, van haar daad nie. Want, as sy vir Jesus aangeraak het, was Jesus dan op dus onrein. En dan sou hy nie Jairus se dogter kon gaan opwek het nie. En dan sou hy nie in die samelewing kon wees, hy sou moes homself eers gaan reinig het, volgens die Joodse gebruike, en dan sou hy onrein gewees het vir 'n tyd, voordat hy eers weer sy normale pligte kan ontvang. En nou moet jy ons sien, hy was gesien as 'n profeet, hy was gesien as ek wil dit so sê, 'n rabbi. Kan jy vir jouself dink wat sy implikasie het vir hom ingehou, vir sy disippels ingehou? Kan jy verstaan hoekom sy die soem van sy kleed aangeraak het? Laat niemand moes sien dat sy hom aanraak het. Dat sy het ook selfs gehoop dat Jesus nie sou agterkom dat sy hom aanraak het. Dat niemand sou dit geweet het nie. Sy het dit skelm gedoen. Sy wou haar genesing steel, om het so vir jou te stel. Sy het nie dit beplan nie, sy het nie dit uitgedink nie. Sy het nie gedink om wat die gevolge gaan wees, die nagevolge gaan wees nie. Sy het net gedink, ek kan die soem van sy kleed aanraak, en niemand sal dit agterkom nie, niemand sal my sien nie, ek sal hier onder die skare deurkruip. Ek sal hom aanraak vinnig, en ek sal vinnig weer pad vat, dat niemand my sien nie. In die hoop dat sy gesond sou word. Sy het nie eers verwag, dat sy onmiddellik gesond sou word nie. En ek kan myself indink, terwyl die skare so besig was, hoe het sy stilletjies agter geboue weggekruip, agter bosse. En toe sy 'n gap sien, het sy nader gekom, en sy deurgekruip. En toe Jesus op 'n tyd kom, het sy net in sy soem geraak. En die Bybel sê, sy het van agteraf gekom, en die soem van sy kleed van agteraf, onder die mense deur. Jesus se rug was op haar gedraai. En haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Nou niemand het dit gesien nie. Onmiddellik stop Jesus. En daarop sê Jesus, vers 45, wees dit wat my aangeraak het. En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was, meester, die skare druk en verdring u. En u sê, wie is dit wat my aangeraak het? So hulle sê, Here, hoe nou? Almal raak jy aan. Almal verander nie. Hoe kan jy nou sê, wie het my aangeraak? En ek kan vir myself dink, daai vrou, ewe skielik, wat, ek wil eintlik sê, ek dink sy het soos ijskoud geword. En besef, wat het ek nou gedoen? Want weet julle wat sou gebeur het met daai vrou? Hulle sou haar gevat het en hulle sou haar gestenig het. Sy sou die doodstraf kry want sy het 'n profeet aangeraak en hom onrein gemaak. Maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En ek dink daai vrou, ewe skielik, besef sy, wat het ek gedoen? Ek het my genesing gesteel,
Kom ons sê, hierdie vrou, niemand het dit agtergekom dat sy Jesus aangeraak het nie. Kom ons sê, Jesus het aanhou beweeg. Hoekom het Jesus gestop? Hoekom het Jesus gevra, wie het my aangeraak? Wat sou Jesus doen? Hoekom wou hy hierdie vrou uithaal? Hoekom wou hy haar openbaar maak? Hy kom ons stil gebly het. En niemand sou van dit geweet het, want Jesus is tog alwetend. Maar hoekom het hy dit openbaar gemaak? Kom ons sê, hierdie vrou het teruggegaan na haar huis toe. Sy was van haar bloedvloeiing genees. Hoe sou sy geleef het? Sy sou elke dag met 'n skuldige gewete geleef het. Ek het my genesing gesteel van God af. Ek het dit gevat en ek het stil gebly. Ek was 'n dief. Ek het gelieg daaroor. As die geneeshere vir haar kon vra en die priesters vir haar, want sy moes gaan toon het aan die priesters om haar rein te verklaar, wat gaan sy vir die priesters vertel? Hoe sy gereinig is, want hulle gaan wil weet, hoe het jy dan genees geword? Sy gaan nie kan getuig en sê sy het Jesus aangeraak nie, want hulle gaan haar met klippe doodgooi. Sy sou die doodstraf kry. Sy sou nie haar normale lewe kon hervat nie, want sy sou, onthou net een ding, sy sou geweet het, ek het die seun van God onrein gemaak. Ek het gelieg daaroor. Ek was skelm. Ek het dit sonde opgetree. Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En kyk wat sê vers 47, en toe die vrou sien, dat sy nie verborge gebly het nie. Kan jy sien, sy wou niks sê nie. Maar toe sy sien, dat sy nie verborge kan bly nie. Want sy weet toe, Jesus weet, dit was ek. Kyk wat sê hy, kom sy bewende en val voor hom neer. En vertel hom voor die hele volk, om wat die rede sy hom aangeraak het, en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Nou kan jy vir jouself dink, hoe almal wat daar rondom staan, ewe skielik so oopmaak. Sien hierdie prentjie voor jou. En hierdie vrou kom vreesbevange, want sy weet, haar daad gaan nou haar dood kos. Want sou sy een van die fariseërs aanraak, was sy dood. Sy kom na Jesus toe en sy vertel hom alles. En hy sê vir haar, want sy verwag nou, hy gaan haar skel, hy verwag nou, hy gaan haar veroordeel, sy verwag nou die ergste. En hy sê vir haar, hou goeie moed. Wat hy eintlik vir haar sê is, moenie so bewe nie, moenie bang wees nie. Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Weet julle wat het Jesus hier gedoen? Sy was 'n skelm. Sy het skelm gekom. Sy het 'n beplande kriminele daad op daai stadium gepleeg. Maar Jesus kom en hy gee haar genade. Hy verander haar doodstraf in 'n blessing. Dit wat sy gesteel het, gee hy vir haar as 'n geskenk. Hy sê vir haar, gaan. Jy het nie jou genesing gesteel nie. Ek gee dit vir jou. Gaan
Jou geloof het jou gered. Gaan met 'n skoon gewete terug huis toe. Gaan vertel vir hulle dat jy het gesond geword deur geloof. Dit wat jy verkeerd gedoen het, hou ek nie teen jou nie. Dit wat jy krimineel opgetree het, wat jou die dood sou veroordeel gebring het, dat wat vir jou ek wil sê dit wat jou vervloeking was, verander ek vir jou in 'n gawe, in 'n geskenk. Jy hoef nie met 'n skuldige gewete saam te leef nie. Ek maak jou vry. Ek gee jou lewe vir jou terug. En niemand van die skare wat om hom staan, kan enige iets teen daai vrou hou nie. Want hy het haar genees. Sy het hom nie skelm aangeraak nie, hy het haar genees. Dit is wat genade is. En hy sê vir haar, hou goeie moed, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Gaan kry God se vrede. Dat daar niks tussen jou en die Here staan nie. Jy sien, ek en jy, maar maak van oop Romeine hoofstuk 5. En weet jy wat doen hy ook? Net daarna gaan wek hy Jairus se dogter op. En hy wys basies vir hulle. Hy het basies gesag, selfs oor menslike insettinge. Laat geen wet van Moses of van die mens die mag het om hom te overrule nie. Net daarna gaan wek hy Jairus se dogter toe nou op uit die dood. Maar wat probeer ek vir jou sê? Wat mense nie in gedagte hou van daai vrou wat 'n bloedvloeiing gelei het nie. Ons almal, sê die woord van die Here, het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En nie een van ons wat hier sit, kan sê, ek is sonder sonde nie. En hoe baie male beroof ons ook nie, net God nie. Hoe baie male hoe kan ek sê, sien ons ook ons genade as 'n dekmantel vir ons sonde. Net soos daai vrou, as sy weggegaan het van daar af, weet jy wat, sy sou nie openlik kon praat oor Jesus nie. Sy sou nie openlik kon praat oor haar daad nie. Dink vir jouself as sy moet gaan bid. Kan ek vir jou iets sê, daai vrou sou 'n groter las op haar gehad het. Maar ons ook vandag, weet jy wat, ek en jy, ons doen alles wat verkeerd is in die oë van die Here. Ons doen soveel sonde, ons doen soveel dinge wat die dood verdien eintlik. Want die woeling van die sonde is die dood. En ons dink ons kan deur allerhande dingetjies te doen, ons genade beerwe, verdien. Maar beroof ons ook die Here as ons sy bloed goedkoop maak nie. As ons wat gereinig is deur sy bloed gaan en in ons sonde bly wandel, 'n vals getuie wees eintlik van God se genade, want ons is gered deur genade, hy het dit vir ons gegee aan die kruis, en dis wat hy sê in Romeine 5, ons almal is soos daai vrou, maar hoor wat sê Romeine 5, hy sê,
Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Jy sien, waarvoor het Jesus gesterf aan die kruis? Hy het ons gesterf om ons vry te maak van ons sonde. Net soos daai vrou. Hy het gekom om ons vry te maak. Ons almal het gesondig. En hy het ons vry gemaak, sonder dat ons dit verdien. Daai vrou het dit nie verdien nie. Sy het eintlik om steel. En so wil baie van ons ook maar ons genade steel, sonder om werklik te bekeer. Ons wil almal hemel toe gaan, maar ons wil nie opreg bekeer tot die Here nie. Ons wil nie breek met die sonde nie. Ons wil nog bly in ongeregtigheid wandel. Alhoewel die Here sy lewe vir ons gegee het aan 'n kruis, wil ons maar nog steeds vasbly in ons sonde. Net soos daai vrou, sy wil die een oplossing, sy dink sy kry genade, sy dink sy word nou gesond, maar die nagevolg daarvan was die dood. Sy sou nog steeds eintlik in haar sonde gebly het en so gesterf het. Jy sien, dit is wat Jesus vir my en vir jou kom doen het. Van kyk wat sê hy daar so in vers 6 in Romeine 5, hy sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer, dat ons, dan sal ons dan nou, wat geregverdig is in sy bloed deur hom gered word van die toorn, want as ons terwyl ons nog vyande was met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Jy sien, in 'n mate, is ons almal soos daai vrou. Ons is bevlek van die sonde. Maar Jesus het aan die kruis gesterf en hy het vir ons lewe gegee. Wat ek en jy moet doen, is om op te staan en dit te neem. Ons geloof en vertroue te plaas daarin, in plaas van om ons genade te wil steel en nog steeds 'n voorgee Christen te wees. Wil Jesus eintlik hê, weet jy wat? Kom ek het vir jou die kruis gesterf, kom ek maak jou, ek wil eintlik sê 'n openlike Christen. Ek wil hê, jy moet met vryheid openlik kan leef. Ek weet nie of dit sin maak wat ek probeer sê nie. As jy in, ek wil eintlik sê geheime sonde, bly wandel, bly vassit, gaan jy nooit vry wees nie. Jesus het vir jou gesterf aan die kruis, ja. Net soos hy vrou, sy het haar genesing ontvang. Maar sy het eintlik in gebondenheid gesit. Sy was nooit werklik vry nie. Ek weet nie of dit sin maak wat ek probeer sê nie. Alhoewel sy genees was sy nie vry nie. Want deur haar genesing te wil steel, het sy eintlik in 'n ander sonde vasgesit. Sy was vas in gebondenheid. Maar Jesus kom en hy sê vir haar, kom vry. Weet jy wat sê die woord van die Here vir ons in 1 Johannes 1 vers 9? Sy sê, toe sy bewus dat sy nie verborge kon bly nie, het sy hom alles vertel. Die woord van die Here sê vir ons in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nou, ek en jy kan nie in sonde bly wandel en 'n getuie vir Jesus wil wees nie. As dit sin maak wat ek probeer sê. Jou geheime sonde
waarin jy wil wandel, daai ding wat jy verborge wil hou, blus eintlik jou getuienis uit. Maak eintlik jou getuienis kragteloos. Maak eintlik jou 'n slaaf van jou sonde, dat jy nie van Jesus kan getuig en vry kan leef in die Here nie. 2000 jaar terug het hy die prys betaal vir die sonde. Maar omdat jy vashou in jou verborge sonde, omdat jy daarin bly, wil ek eintlik sê, jy het jou genesing eintlik gesteel. Maak dit sin wat ek probeer sê? Ek hoop ek verduidelik dit mooi. Ek weet ek preek vanaand dalk bietjie baie beeldspraak, maar ek hoop ek verduidelik dit dat mense dit kan verstaan. Jy steel jou genesing, jy steel jou redding. Maar jou getuienis, dis ook mense sê, dis mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Dis hoekom die kinders van die Here vandag se lewens kragteloos is. Hoekom hulle nie effektiewe getuies van Jesus kan wees nie. Hoekom die Heilige Gees nie kragtig in hulle lewe kan werk nie. Want kom ons wees nou maar eerlik. Ons almal het daai dingetjie wat ons in gebondenheid hou. Wat ons laat swyg oor Jesus. Wanneer dit kom om te moet getuig, wat gebruik die duiwel teen ons? Juist daai ding. Juist daai ding. Hy maak ons geloof kragteloos. Dan begin ons te twyfel, ons begin te vrees. Ons duins weg. Ons kan nie waarlik vry wees nie. Ons loop met skuldige gewetens. Ons loop met sakke bagasie van die verlede. Ons loop met onvergifnis. Ons loop met bitterheid. Ons loop met al hierdie dinge. Terwyl ons aangeraak was deur sy kleed. Hy het die prys betaal aan die kruis, hou ons nog steeds vas aan ons verskuilde goeders. En ons dra dit saam met ons en ons bly in ons sonde en ons bly in ons gebondenheid en ons bly, wat weet jy, ek het al baie keer, het mense my al gevra, maar hoekom kan word ek nie vry? En weet jy wat, dan ek het eendag hierdie ding gekry, jy sal hoor, ek preek baie keer teen hierdie goed is met die bevryding en die goed. Wat ons gaan sê van, die persoon was al 20 keer vir bevryding en hy wil nog vir bevryding sê, maar wanneer gaan jy actually dan bevry word? Hoeveel bevryding wil jy dan gaan? Wanneer kom jy by Jesus uit? Jy sê die punt moet kom waar jy gaan moet opstaan en sê, Here, hier is my hart. Dis wat my probleem is. Here, dis my sonde. Dis die ding wat ek kan vashou en breek daarmee. En weet jy wat? God wag nie vir jou met 'n rottang nie. Hy wag nie met klippe om jou dood te gooi nie. Hy sê, hy is getrou en regverdig as ons sondes bely om ons te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wie die Seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Maar jy moet jou vryheid vat en leef. Hy gee dit vir jou as 'n geskenk. Maar weet jy wat, jy gaan moet breek met daai leuns. Jy gaan moet breek met daai gebondenheid. Jy gaan moet breek met daai ding waaraan jy vassit. En laat die Here jou vrymaak. Hy het dit al 2000 jaar terug gedoen en die kruis jou genesing is daar. Wat jy moet doen is, jy moet net die keuse maak. Maar kan ek jou gou iets vertel? Dis wat ek vanmôre ook gepreek het. Mense wandel doelbewus in gebondenheid. As jy in gebondenheid sit, dis 'n doelbewuste keuse wat jy maak. Dis 'n doelbewuste keuse wat jy maak. Jy kies om nie vry te kom nie. Maar my pa was dit, en my ma was dit, en my oupa was dit. Weet jy wat, ek het vanmôre oor Riskia gepreek. Weet jy al, hy ou het 'n baie slegte pa gehad, maar hy het nie te bad uitgedraai nie. Want hy het 'n keuse gehad.
Ja, maar is hierdie bloedlyn vloek en daardie bloedlyn vloek. Jy het 'n keuse. Daai vrou kon stil gebly het. Jy het geweet. Kan ek jou iets vertel? Jesus sou nie vir haar gesê het, jy het my aangeraak nie. Jesus wou gehad het, sy moes opstaan. Hy het geweet wie het hom aangeraak. Hy het geweet wie het hom aangeraak. Hy het daar gestop en hy het gesê, wie het my aangeraak. Hy het geweet. Maar hy het daar die geleentheid gegee om self op te staan. Te sê, Here, ek is skuldig. Ek het dit gedoen. Hy het daar die geleentheid gegee om haar sonde te bely. Hy het daar geleentheid gegee om vry te kom. En die Here gee vir jou ook daai geleentheid vanaand. Waarin jy in gebondenheid sit, maak nie saak wat dit is nie. Daai ding wat jy weet tussen jou en God staan. Hy sê vir jou ook, wie het my aangeraak? Wie het my aangeraak? My bloed het vir jou gevloei. Wie het jou aangeraak? Wie het my aangeraak? En weet jy wat hy sê vir jou? Kom na my toe. Almal wat moeg en belas is. Ek sê jou rus gee. Hy sê vir hy vrou, gaan in vrede. Jou geloof het jou gered. Vat 'n stap van geloof. Breek met die sonde. As dit iemand is wat jy moet vryspreek, just do it. Weet jy wat? Om te vergewe was nie 'n versoek nie, was 'n opdrag. As dit iemand is wat jy moet vryspreek, doen dit. As jy moet gaan restituisie doen, doen dit. As jy moet gaan regmaak, gaan doen dit. As daar sonde is wat jou in gebondenheid hou, breek daarmee. As dit goed is wat jou weghou van die Here, breek daarmee. Kom vry. Jy gaan sien, daai vrou toe sy daar wegstap, en sy's vry, omdat sy opgestaan het en 'n keuse gemaak het om te verander. Van daar af beloof ek vir jou, kon sy met vryheid en met vrede vir almal sê, Jesus het my genees. Hy het my aangeraak. Hoor die verskil, nie ek het hom aangeraak nie. Hy het my aangeraak. Hy het my genesing gegee. Hy het my vrygemaak. En weet jy wat? Ek gaan vir jou nou vanaand sê, daai vrou het 'n kragtige getuie vir die Here geword. Weet jy wat hou jou terug? Hoekom jy nie 'n kragtige getuie van die Here kan wees nie? Jou eie vrees, jou eie hardkoppigheid, jou eie sonde, jou eie ongeregtigheid en jou eie wil om nie vry te kom nie. Jou eie keuse. Jy kan vrykom. Want Jesus het ons vrygemaak. En daar is Romeine 8. Hoor wat sê hy dan hierso. Vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou wat is die wet van die sonde en die dood? Die loon van die sonde is die dood. Maar Jesus sê, die wet van die Gees van die lewe in Christus. So Christus het my vrygemaak van daai loon van die sonde is die dood. Dat ek die ewige lewe kan beerwe. Dat ek 'n kragtige getuie vir hom kan wees. Wat moet ek doen? Daar is dus dan nou geen veroordeling vir die wie in Christus is nie. Jesus het daai vrou veroordeel nie. Hy het daar uitgenooi om na hom toe te kom. En te sê, Here, maak my vry. Hy het die prys betaal 2000 jaar terug. Dis die kleed wat aangeraak was. Maar hy sê nou vir jou, kom. Wie het my aangeraak? Come clean. As jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig. Kom lê dit vir hom voor sy voete neer. En wie die Seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees.
And that is what we call amazing grace. Dis wat genade beteken. Ek en jy verdien die dood. Weet jy wat elkeen van ons het gesê het, sit vas met iets in ons lewe dalk. Jy weet wat dit is. Jesus sê, kom, ek wil jou vry maak. Kom na my toe. 2000 jaar terug was my bloed vir jou gestort. Daai kleed is aangeraak. But who touched me? Ek wil weet. Nie om jou te veroordeel nie, maar om jou vry te maak. Hoekom wil mense nie die Here dien nie? Dis my vraag, so ter afsluiting. Hoekom wil mense nie die Here dien nie? Wat moet Jesus nog doen? Kyk ons na die wêreld vandag, is die wêreld boos. Mense wil in gebondenheid bly. Mense wil in hulle sonde vassit. Mense wil nie vrykom nie. Mense wil nie die Here dien nie. En wat gaan die uiteinde daarvan wees? Die dood. En nie net fisies nie, geestelik. Die verderf. Jy sien, Jesus het hierdie vrou gered van die verderf. Because she was destined to be stoned. Maar hy het haar lewe gegee. Daarom sê hy, kom almal wat moeg en belas is, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. Waarmee sukkel jy in jou lewe? Wat is daai ding wat tussen jou en God staan? Bring dit na die Here toe. Laat hy jou vry maak. Wie die Seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Amen. Kom ons sluit af. Vader, ek sê vir die baie dankie Here vanaand vir hierdie woord. Dankie Here dat u woord vir ons soveel hoop gee eintlik. Here, dat ons uit hierdie gedeelte uit eintlik kon verstaan wat genade beteken. Here, dat u vir ons al 2000 jaar terug aan 'n kruis u lewe gegee het. Here, dat u vir ons die prys betaal het. Maar Here, dat u vandag die uitnodiging het en vir elkeen vra, wie het my aangeraak? Vir wie het my bloed gestort? Wie is dit wat nodig het om vrygemaak te word? En Here, daarom wil ek vanaand bid, dat elkeen wat vanaand besef, Here, ons het u genade ontvang, u genesing ontvang, u vrymaking ontvang, maar Here, ons leef dit nie openlik nie. Wil ek vanaand bid, Here, dat u hulle die vrymoedigheid sal gee, want u doen die uitnodiging en sê die uitnodiging, wie? Dat ons sal kan opstaan om te sê, Here, ek. En ons na u toe kan kom, ons sonde bely, voor die voete neerlê, dat u ons kan vrymaak en kan skoon was. Here, u wil vir ons die lewe gee. U is die enigste bron van lewe. Daarom kom ek vanaand na u toe, Here, en ek vra, Here, dat ons die vrymoedigheid sal hê. Maar Here, dat ons ook die oortuiging sal hê deur die Heilige Gees, en Here, dat die Heilige Gees ons sal oortuig, dat ons weer in geregtigheid met u sal staan. Vader, dat ons sal breek met dit wat u van u af is, want Here, die tyd is so naby, u koms is so naby. En Here het gesê, koop die tyd uit. En daarom wil ek bid, Here, dat ons sal deel met al die verskuilde goed wat nie van u af is nie, wat ons kragteloos maak, wat ons getuienis kragteloos maak. Dat ons dit voor die voete sal kom neem, ons vryheid sal ontvang, dat ons ook kan wegstap, vry en skoon gemaak. En Here, dat ons lewe 'n kragtige getuienis van u sal wees. Dat ons lig sal skyn so vir die wêreld, dat dit 'n verandering sal maak waar ons gaan. Here, seën vanaand hierdie woord in ons harte. Heilige Gees, sal u ook die napreker hiervan wees. En ek bid dit vanaand in Jesus naam. Amen.